Nou ja, my boodskap, die prys van ongehoorsaamheid. Alhoewel ons 'n God van liefde dien, is daar 'n instelling wat hy van ons verwag, en dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan sy woord, gehoorsaamheid aan hom, wie God is. Hy het klaar alles vir ons gedoen, om vir ons te wys en te leer, hoe kon ons daarby uitkom? Want dit is nie altyd maklik nie. Soms dan dink jy, die ding wat jy doen is reg. Eintlik weet jy, dan gaan jy na iemand toe en jy gaan vraag en jy dink, is hierdie ding reg? Maar eintlik in jou hart het jy klaar al die antwoord gekry. Romeine 5 vers 19 sê, want soos die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook die gehoorsaamheid van een hoofletter, Jesus Christus, baie tot regverdiges gestel word. Romeine 6, 1 tot 2, skryf Paulus, hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Dan antwoord hy dit, nee, stellig nie. Ons van die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Wat Paulus eintlik hierso sê, is dat die genade waardeur ons gered is nie 'n vrywaringsbrief dat jy kan gaan sonde doen nie. Jy kan nie aanhou sonde doen nie. Ons is net deur genade gered. Ongehoorsaamheid dra gevolge. Vat jou eie kinders in die huis. As hulle ongehoorsaam is, dan sê jy vir hulle, ek gaan jou straf. Jy gaan dit, jy gaan dit, jy gaan dit, jy gaan dit. Daar standaarde wat God daar gestel het, wat hy verwag ons volgens moet lewe. Die 10 gebooies in die Ou Testament, hy sê ook in die Nuwe Testament. Mag jy moord vandag? Mag jy doodslaan? Mag jy steel? Nog steeds al die dinge nie doen nie. In 1 Samuel 15 vers 22 sê die profeet Samuel, het die Here behaag brandoffers en slagoffers? Soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers. Om te luister, beter as die vet van die ramme. Omdat ons gered is, beteken dit nie, jy kan nou doen net wat jy wil, jy kan aangaan met jou lewe, jy kan dit, ek en Amanda praat vanoggend daaroor, ek sê vir haar, die dag as jy gebore word, dan begin jy verander. Jy begin dan eers die Here ken, jy begin sy stem ken, jy begin leer wat is vir hom aanvaarbaar en wat is nie vir hom aanvaarbaar nie. Jy begin in die ontwikkeling van die vrug van die Gees. Dis net 'n begin daai dag. Soos wat jy by 'n huis se hek moet inry. Dis 'n begin van 'n plek wat jy gaan in besit neem. Daai plek het die Here vir ons gereserveer by hom. En die enigste manier wat jy kan leer hoe om in God se teenwoordigheid te bly in gehoorsaamheid is uit sy woord uit. Want dis hy wat letterlik hier praat. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk na 'n paar mense. Ons begin by Adam en Eva. Wat het hulle ongehoorsaamheid hulle gekos? Daai fantastiese teenwoordigheid van God in die aand, waar hy saam met hulle in die aandwind kom wandel het. Kan julle dit voorstel? Hier kom loop die Here in die aandwind en wandel saam met jou. Hulle het dit verloor. Hulle moes weer gaan stry daarvoor en God se genade het hulle weer teruggebring. Kom ons kyk na Lot se vrou. Moenie omkyk na Sodom en Gomorra nie. Kyk voor jou. Die probleem met Lot se vrou was nie Sodom en Gomorra nie. Dit was Sodom en Gomorra wat reeds in haar gekom het. Sy verander hulle. Jona, hardloop weg van die Here af. Ons kan dwars deur die Bybel gaan kyk. Saul, koning Saul. Toe die Here vir hom sê, toe hy hoogmoedig raak en begin die manne tel, wat God hom gesê het om nie te doen nie. Dit het hom sy koningskap gekos en sy lewe. Sy soldate het hom gesê, moenie saam met ons oorlog toe gaan nie. En hy het. So wil ek stil staan by 'n baie besonderse man in die Bybel. Moses. Ons ken almal Moses se verhaal van die besiemandjie. Ons ken almal dat hy die Egiptenaar doodgeslaan het, gevlug het. By die brandende doringbos het hy Jesus Christus ontmoet,
waar God vir hom gesê, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond, en vir hom gesê, ek stuur jou om my volk te gaan verlos. Eerste plek wat God vir Moses kwaad geword het, toe hy sê, maar ek kan nie praat nie, ek hakel. Toe word God kwaad vir hom, toe sê ek reeds jou broer opgewek, om vir jou te praat. Moses op pad met Sipora, die Midianitiese hoofpriester Jethro, sy dogter was hy mee getroud, hy is op pad terug Egipte toe met Sipora en sy seun. Die Here sê die Israeliete gaan verlos. God het 'n verbond met Abraham gehad. Op die 8de dag wat 'n seun gebore is, moet hy besny word. En Moses het dit geweet. Wat doen Moses? Hy doen dit nie. Kom ons kyk. God is so kwaad vir Moses, dat hy hom wil doodmaak. Hy roep hom uit 'n calling. Hy is bemagtig om dit te doen deur God. Hy wil nie sy seun besny. Kom ons kyk. Eksodus 4:24 tot 26. En op pad in die herberg het die Here hom Moses teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af, gooi dit voor sy voete neer en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Wat het sy hiermee bedoel? Sipora was 'n Midianiet. Sy was nie 'n godvreesende vrou nie, sy was 'n Midianiet. So sy het hierdie godsdienstige ritueel wat gedoen is, as barbaars en bloedig ervaar. Maar God sal altyd sy plan in ons lewens tot stand laat kom. Maar sy het ook geweet, as sy dit nie doen nie, sal God Moses doodmaak. So, al wou sy nie, was sy gehoorsaam aan iets gewees. Hoor wat sê die Bybel, vers 26. En hy, die Here, het met Moses laat staan. Toe het sy gesê, bloedbruidegom, dit was nou nie 'n compliment nie, met die oog op besnydenis. Vir haar was dit 'n wrede ding, 'n wrede tradisie, maar God het haar selfs in dit gebruik. Haar gehoorsaamheid in haar ongehoorsaamheid om hom te dien, het gelei dat Moses gered word, gespaar word. Ons kan aangaan. Onthou julle by Mara, toe slaan Moses die rots? Wat was die prys wat hy betaal het? Hy kon nie die beloofde land ingaan nie. En gaan kyk in jou Bybel, Moses het 'n tweede keer vir die Here gevra, mag hy ingaan. En Moses was God se vriend. Moses en Abraham het die Here sy vriende genoem. En die Bybel sê, Eksodus 33 vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met 'n vriend spreek. Nou kyk wat sê God van Moses. Wat se tipe mens was Moses? Numeri 12 vers 3. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aarde. Kan julle die stryd van Moses voorstel in daai woestyn met hierdie klomp Israeliete, wat hardkoppig is, wat wederstrewig is, wat kort vir God uitlok en kwaad word en dit, omdat hy 'n sagte mens was. Nie 'n swak mens nie, 'n sagte mens. En is dit nie baie so in die lewe, wanneer ons met 'n sagte mens deel, dan dink ons hulle is swak nie. Dit het niks daarmee te doen nie. 'n sagte mens is nie 'n swak mens nie. Dis die karakter en die geaardheid wat God vir daai persoon gegee het. En ek persoonlik self dink, sagte mense kry seerder in 'n situasie as ander mense. God het hom gesê, Moses gaan na Farao toe. Moses het al hierdie tekens gedoen, hy het al hierdie goed gedoen. Nog steeds gaan hy in die woestyn. Gooi die 10 gebooie stukke, slaan die rots. Dankie God dat die Here in sy woord sê, I constantly keep in mind that you are dust. Dankie God daarvoor. Want die Here is nie surprised wanneer ek en jy ongehoorsaam is. Hy gaan weer probeer met ons en weer 'n keer gebeur.
Onthou julle vir Abigail en koning Dawid? Abigail se man was 'n alkoholist, sê die Bybel. Dawid vra vir sy soldate net daar kan laat eet en dat hulle net daar kan oornag. Hy wil nie. En toe Dawid op pad is om hom dood te maak, toe pak Abigail gou kos in, loop hom tegemoet en sê vergewe tog my man. Hoeveel keer in jou lewe, man of vrou, sit hulle nie langs mekaar nie en dan sê jy iets wat nie moet gesê word nie, dan jy hier, nie nou nie. Abigail het letterlik 'n man se lewe gered daai dag, maar hy gaan uit sy ongehoorsaamheid en hy hou aan totdat hy eventually sterf. Ongehoorsaamheid kan 'n klein kindjie wie se hand jy vashou en sê moenie hardloop nie, kom 'n kar en hy rit los en hy hardloop, sy lewe kos. En tog weet ons wanneer God praat en hy het ons eie vrye wil kies ons om ongehoorsaam te wees. Ongehoorsaam aan sy woord. Hoor mooi wat sê die Here. Romeine 2 vers 11. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. As jy nie wil nie, as God jou roep en jy wil nie, gaan hy iemand anders gebruik. Jy kan hardloop, jy kan doen wat jy wil. God het altyd sy plan wat sal uitgevoer word. Niks wat jy doen of sê of voel of wat gaan God se werk stop nie. En uit ongehoorsaamheid het baie mense al hulle lewens verloor. Uit ongehoorsaamheid het baie mense ander mense se lewens in gevaar gestel. God verwag absolute gehoorsaamheid. Hoekom? Hoekom verwag God dit? Want hy is heilig. Hy sê, wees julle dan heilig, want ek is heilig. Jy kan nie, as jy met iemand praat, en hy sê, ek hoor wat jy sê, maar, dit beteken ek het niks gehoor wat jy sê. Maar, ek hoor wat jy sê, maar, daai maar sê jy, ek het niks gehoor wat jy sê, want ek het klaar my eie man opgemaak. Jy kanselleer alles wat voor die maar gesê word. Kan julle dink, Judas loop, kyk in Jesus se oë, sien Jesus, een kant gaan vroeg in die oggend bid, sien hom hartseer, sien hom vals beskuldig, weet dat hy weet, volgens die Bybel, dat Jesus is onskuldig, want daarna het hy teruggegaan na die Fariseërs en Sadduseërs toe, die 30 sulke silwer gevat en gesê, hierdie man is onskuldig. Sy ongehoorsaamheid het veroorsaak dat hy homself genaam het. En toe ons in Israel was het nogal vir my interessant, toe ons by daai plek om bloedgrond, dat hulle 'n dieretuintjie daar het. Psalm 19, vers 7 tot 11, maar wil by vers 11 stil staan. Ek gaan so 'n stukkie van 7 en 8 lees. The law of the Lord is perfect in New King James. Coveting the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Beteken eenvoudige mense. God sê dit aan die eenvoudiges geopenbaar. Want daar is die Fariseërs en die Sadduseërs en skrifgeleerdes wat die Bybel ken van hoek tot kant, maar hulle ken nie die seun van God wat tussen hulle loop nie. En die Here vat eenvoudige vissermanne en hy openbaar aan hulle sy seun. Hoor wat sê die woord. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Hoor vers 11. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. There is great reward. Gehoorsaamheid aan God en sy woord bring vir ons groot reward.
Dink nou net wat het Sipora gedoen. Sy is 'n Midianiet. Hulle het heeltemal ander tradisies, heeltemal ander goeders. Sy gaan terug na haar pa toe. Sy gooi daai velletjie hier voor Moses se voete. Sy sê vir hom, jy's 'n bloedbruidegom. Julle is barbaars, wat sy eintlik vir hom sê. Sy gaan terug na haar pa toe. 'n Ruk later in die woestyn is Moses besig om die hele volk te counsel. Almal van hulle staan rye en toue, sê die Bybel. Jethro, die hoofpriester Midianiet, kom af woestyn toe. Hy sê vir Moses, Moses, jy gaan uitbrand. Jy gaan uitbrand. Stel vir jou een aan oor 1000, een oor 100, een oor 50, dan hanteer jy net die moeilike sake. Dis kom jy nou sal hoor in counseling, hulle noem dit die Jethro model. Daai Midianitiese hoofpriester, sy skoonpa, bring sy dogter saam. Bring vir Sipora saam. Daai Midianitiese hoofpriester gee sy hart vir die Here. Jy weet nooit wat se impak jy in iemand se lewe gaan hê nie. Daarom is gehoorsaamheid so belangrik. As die Bybel sê, kinders, eer jou vader en jou moeder. Daai eer sluit 'n klomp woorde in. En hy sê, ouers, moenie julle kinders terg. God is 'n regverdige God. Gehoorsaamheid aan die woord van die Here bring vir jou reward altyd. Altyd, want dit wys respek vir God. Dit wys dat jy hom regtig eer. Dit wys dat jy verhouding met hom het. Dit wys dat jy 'n soeke na hom het. Al daai dinge word in hierdie paragraaf ingesluit. Weens gehoorsaamheid aan die woord van God, het Dawid nie vir Saul doodgemaak in die grond nie. Hy kon, en hy spelonk hom dood, maar het 'n stuk van sy mantel afgesny. Hy het gesê, I shall not touch the anointed of God. Hy het nog sy koningskap erken. Hy was toe al gesalf as 'n koning. Dis wat my altyd verbaas. Hoekom wil een pastoor 'n ander een van die preekstoel afdruk vir 'n plek? Ons werk vir dieselfde team. Wanneer gaan hulle dit besef? Ons werk almal vir die koning van die konings. Jy gaan nie hemel toe gaan omdat jy dink jy weet meer as iemand anders nie, of jy dink jy weet minder nie. Ons is gelyk in God se oë. Maar ons dade is dit gelyk. Doen jy wat jy sê? Die wêreld sê, put your money where your mouth is. Hoeveel te meer van God gehoorsaamheid van ek en jy wat sê ons is kinders van die Here verwag. Ek kyk dit in hierdie week, 'n man sit so klip op oor sy vrou. Sy verskree daai kinders in die huis, sy verskree die man, en hier kom 'n worship-liedjie op en hier staan sy, King of Kings, hy maak net so. Waar of vals? Dis wat ons doen, moenie maak of jy het nog nooit gedoen dit nie. Ons almal doen dit. Jy is die enigste Bybel wat sekere mense gaan lees. Want jy beweeg in kringe en ek beweeg in kringe waar ons ander nie beweeg nie. Jy is die enigste Bybel. Weet julle wat hou non-believers dop? Nie of jy jou Bybel by jou het nie, hoe jy optree. Mense wat nie die Here dien nie, kyk hoe jy optree in situasies. Het ek dit al gedop? Oh yes, by die Speedkop kantoor, by binnelandse sake, glo vir my. Six Love, gedop. En dis die plek waar hulle jou dop hou. Wanneer iemand met jou geskik is agter 'n toonbank, daai tipe van plekke. Wys jy Jesus of praat jy dit net?
Want as ons net praat, sê jy klinkende simbaal. As jy dit wys, is jy 'n disipel. Uit gehoorsaamheid besluit jy self. Wat gaan jy doen daaromtrent? Ek weet, terwyl ek daar agter sit en find me at the feet of Jesus, ek luister na hom tot hy deurskyn, want dit is waar ek wil wees, soos Maria. Los die skottelgoed, hulle gaan nie saam nie. Want dit wat jy daar by die voete van die Here kry, gaan saam. Terwyl ek daar agter sit, en ek dit sien, ek gaan nou praat van Dorothy, ons gaan vir Piet bid, maar dis ander mense wat hier seer dra, groot seer dra. En ek vra dat ons respekvol moet wees, dat ons as kerk, as familie van Christus, gaan saam met oor hierdie situasies. Kerk gaan nie oor 'n goeie preek nie. Kerk gaan, het jy na die Gees geluister en gesien, ek verdrink. Ek het net nie my hand opgesteek nie, ek verdrink. Kerk gaan oor verhouding. Gaan lees bietjie Moses se verhaal. Soos jy die Bybel met geestelike oë lees, dan breek daai boek vir jou oop. Jy's daar. Jy's daar. Josua moet Moses opvolg. Hy het elke dag met Moses gespandeer, in die tent gesit, geluister wat Moses sê gedoen. Toe dit sy beurt kom, toe sê hy, ek's bang. Jy sou nie bang gewees het, ek sou bang gewees het. Ek's bang. Elisa, moes Elia opvolg, ek's bang. Gideon, ek's bang. Ek kan die seer van daar agteraf voel. Daai seer, daai hulpeloosheid, daai moedeloosheid, ek weet nie meer wat om te doen nie. Wel, ek het goeie nuus vir jou. Ek weet ook nie, maar hy weet. En hy is vanoggend hier om jou te bedien. Dis waaroor kerk vir my gaan. Hy is hier om te sê, my kind, hou vas. Hou nog net 'n rukkie vas. Ek sal jou aanraak. Ek sal hierdie goed doen. Mense het nie antwoorde nie. Mense kan jou vat tot daar, maar hulle het nie die antwoorde nie. God het. Dorothy, kom deel bietjie met ons. Dit is nie maklik om, ek wil so graag die vrou van Spreuke 31 wees. Ek streef dit na, maar ek val so baie op my gesig. En my man het siek geword. Hy is nog in die hospitaal. Ons het nie geweet dat hy so siek is nie. En toe kom die uitslae, en toets en goeders gedoen. Sê die dokter vir ons is kanker, stage 4. En dis baie aggressief. Toe gaan ek na hom toe sê vir hom, Piet, nou dat jy weet, wat gaan jy doen? Hoe voel jy? As jy nou doodgaan, waar maak jy jou oë oop? In die hemel? Toe sê hy vir my, ek hoop so. Toe sê ek, nee Piet, dis nie goed genoeg nie. Ek sê, is jy bereid om die hart vir die Here te gee? Hy sê vir my, ja. Ek sê vir my, ek gaan bid, dan doen ons die sinnerspreer. En ek is so opgewonde ten spyte van hierdie storm van die kanker. Want as jy kanker hoor, dan denk jy dadelik doodsvonnis. Maar kanker is eintlik genade, want jy kry tyd om reg te maak. En ek het vir hom gebid en ek elke woord agter my aangesê. En ek is so opgewonde, want ek weet vandag, maak nie saak wat die plan van die Here is nie. Ek weet hy het altyd 'n plan vir ons. Maar wat die pad vorentoe is, my man sal sy oë in die hemel oopmaak. En dis al wat ek wou hê.
Dis al waarvoor ek geleef het. Here, kan Piet iewers iets van U in my raak sien. Want ek val op my gesig plat, ek hou aan verkeerde goeders doen. Want op 'n stadium, ek wou die Bybel in sy keel afdruk, dit het nooit gewerk nie. En vandat ek laat gaan het met dit, en net myself gewees het, wie die Here wou gehad het, ek moet wees in hom, het my man begin verander. En ek gee al die eer en al die lof aan hom. Ons weet nie wat is die pad vorentoe nie. Ek is nie bekommerd nie, want die een wat weet, is by ons en in ons. En hy is groter as enige kanker, hy is groter as enige iets. My gebed op hierdie stadium vir my man, en ek sal bly as julle kan saam, dit is net uit die wil van die Here geskied. Op hierdie stadium is hy baie moeg en hy baie pyn. En ons weet nie, ons weet regtig niks nie. Die onkoloog sal môre kom, dan sal ons hoor, wat gaan hulle sê, wat gaan hulle doen. Ek het 'n rustigheid in my. Ja, daar was 2 keer dat ek regtig emosioneel was, dat ek huil. Ewen gisteraand, ek sê vir die Here, ek weet dis 'n pad wat ons almal moet stap. Ons gaan almal op die stadium dood. Maar as ek besef hoe dit nader aan my deur klop, dan sit ek en dink, wat nou? Dan sing ek hierdie liedjie van Habakuk in my kop. Habakuk 3. Al sou die vye boom nie bot nie. Ek staan op dit. Ek sal nie wyk van dit wat ek glo en in die een in wie ek glo nie. Dankie. Ek wil veel mooi vra vandag. As jy die een is wat net sê, ek wil nie weet wat jou storie is nie, of wat ook al nie, jy hoef ook vir niemand te sê as jy nie wil nie, as jy wil vir my sê, kan jy, dan vra ek jy met jou hand opsteek. Dat ons as familie by mekaar kan staan. Families staan, en wanneer jy bid, as jy vir iemand gesê het, ek gaan vir jou bid, en jy doen dit nie, so moet nooit vir iemand sê, ek gaan vir jou bid. Bid sommer dadelik in jou binneste, daar waar jy staan, sodat jy nie skuldig voor God staan, omdat jy dit nie gedoen het nie. As jy vandag voel, hier in my hart, Here, is iets nie lekker vir my nie, of ek weet wat dit is, maar ek wil nie met mense daaroor praat nie, dan vra ek, dat jy nie moet skaam wees nie. Steek jou hand op, dat God kan sien, jy reik uit na hom toe. Wat doen 'n baba, as hy wil hê jy moet hom optel? Steek die hande uit. Hy is jou vader en jy is die baba. As jy wil hê met jou optel, moet jy jou hande uitsteek. Aljani, hoe gaan dit met jou? Bietjie beter. Prys God, die Here het jou deur hierdie ding gevat. Dankie Jesus daarvoor. Wie van julle voel vandag dat jy 'n regtige aanraking van God nodig? Ek het 'n aanraking van God nodig. Daar diep binne, waar mense nie kan sien nie. Want jy stry jou eie stryd waarvan mense niks weet nie. Omdat jy lipstick aan het en mascara en 'n boogbotlood, nou is jy fine. Nee, jy is nie. Ons loof U, my God, ons loof U. Kom ons sluit ons oë. Heilige Gees, ons het U nodig. Ons het U so nodig. My gebed is, Here, dat U perfekte wil vir Piet sal geskied. Perfek soos wat U dit beplan het. U weet presies wat U wil doen, maar ook vir elkeen wat vandag hier sit. Here, daai diepe uitroep na God, wat sê, my Here, kom help, want ek weet nie meer nie. Ek staan by daai kruispad, ek weet nie meer nie. Here, vergewe ons tog, want ons is tog soveel keer skuldig, waar ons nie aan U gehoorsaam was nie. Ons weet, Here, dat U genade is genoeg om ons daardeur te trek, dat U nie 'n God is wat wag om ons te straf nie, maar met liefde ons daaruit te haal. Heilige Gees, ek wil bid vir elke ma wat vandag hier sit,
vir elke ma se kinders. Here, vir elke pa se kinders. U weet, Here, dat as ons kinders swaar kry, dan kry ons as ouers swaar. Ek weet ook, Here, dat as u ons so sien ly en hierdie goeders, dan wil u ons beskerm wat u wel doen, Here. En u beskerm ons soms deur hard te praat. Here my God, ons loof u vanoggend. Vader, ek wil bid vir elke een vanoggend wat eensaam is. Ek wil bid vir elkeen wat voel hulle is alleen tussen 1000 mense. Ek wil vanoggend kom, Here. En soos wat Christus sing, find me at the feet of Jesus. Here, ons weet nooit wanneer ons tyd is nie. Maar ons weet dat as ons hand in u sinne is, my God en my koning, dan is u daar. U is die vertrooster, Here. U is die ene wat sê, kom my kind, kom net soos wat jy is. Ek gaan vir jou 'n groot hulp wees, want ek is getrou aan my woord. Ek is nie 'n mens dat ek kan lieg nie. Vader, vanoggend vra ons nie goud uit die hemel uitval nie. Ons vra vanoggend genade op genade op genade op hierdie mense wat vandag hier sit, op myself ook, Here. Ons loof en prys U. Here, wees Acts Ministries ook genadig. Family of Love en Faith oorkant. Elkeen wat die woord van God verkondig. Vader, ons almal het 'n ander stryd. Ons almal loop 'n ander paadjie. Here, bewaar ons, Heilige Gees, geef ons die krag, die moed en die sterkte om te kan aangaan in 'n tyd soos hierdie. Vader, ek wil bid waar finansies nodig is, dat U hand, U is die koning van 1000 beeste, 10.000 op die aarde. Here, maak tog die skatkamers van die hemel oop. Vader, leer ons, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God. Daarna sal alle dinge vir julle bygevoeg word. Here, waarvan ons kinders ongehoorsaam is, dit nie wil doen nie, of dit nie doen soos wat U wil hê hulle moet doen nie, vergewe tog, Here. Luister na ons hulpgeroep vandag. Laat ons in die kerk kan staan vir die wat naby ons is, soos Sipora eintlik in die gap gestaan het vir Moses. So vra ons, Here, dat U godheid, U heiligheid, U goedheid oor ons sal uitstort. Here, dat U ons fokus skuif van ons behoefte tot ons behoortheid. Ons behoort aan God. Here, U woord sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Ons dank U, Here, dat ons engele rondom daai bed van Piet kan sit. Dat die vrede van God vir ons sal neerdal. Heilige Gees, sonder U kan ons niks nie, wil ons niks nie, het ons niks nie. Soos koning Dawid gebid het, don't take your presence from us. Leer ons, lei ons, Here, waar ons vandag gaan sit, remind ons, as ons monde oopmaak, dat dit strome van lewende water sal wees. Dat ons vir ons kinders, vir ons familie voorbeelde sal wees. En vergewe ons, Here, waar ons misgestap en misgevat het. Dankie, dankie, dankie. Dankie vir wie U is. Heilige Gees, dankie dat U van sitplek tot sitplek tot sitplek besoek. Elkeen wat nou huis toe gaan, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor hulle. Here, en ek vra ook, veg U vir ons, daar waar nie kan geveg word nie. Veg U vir ons, en ons gee aan U net lof, en eer, en aanbidding. In Jesus naam. Amen.
Psalm 37. Ja. Waar ek die Here het tyd geskep en so is sy persoon vir hom belangrik. 3, 12, 40. En om een of ander rede het die Here op 'n stadium van my lewe met my begin praat in syfers. En een van hulle is Psalm 37. En die sin van my familie. Waar ek die syfer 37 deel. Dit maak nie saak waar dit is. Elke kar wat by my verby ry, en daar's baie, of waar dit ook al staan, op 'n huis, dan sê ek die eerste vers van Psalm 37. Ons is binne in 'n gesprek, dit maak nie saak as ons nie kan ry nie. Hulle het in die begin seker maar 'n bietjie skeef na my gekyk en nou het hulle dit al gewoon. Dan roep ek Psalm 37, woon en werk rustig saam. Vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee wat jou hart begeer. Ek roep dit elke keer oor my familie in. En mense, ek het vanmôre toe ek hier na toe ry nie, toe sê ek dankie Here, want elke dag van ons lewens moet ek vir die Here dankie sê, want hy seën ons met bakke vol seëninge. Amen. 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 1000 dankies, Here. Hierdie was 'n besonderse dag. Jy gaan dit later weet. Moses het nie daai dag verwag dat God hom wou doodmaak. Hy het nie daai dag verwag dat 'n totaal ongeredde vrou soos 'n stuk hout tot sy redding kan kom. Jy vandag uitsien na God wat vir jou en jou gesin moet opdaag. Psalm 50 sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy moet my eer. Jy het dit nie verwag nie, Louise. Jy het nie daai blessing verwag nie. 'n Blessing is nie 'n blessing as ek weet jy het 'n slaghuis en ek sê vir jou, jy sit so vir 'n stuk mors. Dis spiritual bedel. 'n Blessing is wanneer niemand weet nie en iemand daag op. Van blessings, wonderwerke het my kinders gesien op 'n level wat ek nie dink moontlik is nie. And then life happens. Die lewe gaan met elke een van ons gebeur. Dan sê hy bo, want hy sê op berge en in dale, oral is God. Partykeer is hy op die berg, ander kere is hy die dal. Maar hy is daar. Hy sal jou nie los nie, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. Al wat hy wil hê is gehoorsaamheid van jou. Glo hom net. Glo hom net. Dan gaan iets drasties in jou lewe verander. Drasties. God is op pad. Moenie moet opgee nie. Ek het nie ook 'n klou waarvan ek praat nie. Maar ek is gehoorsaam. Die Here sê, ek moet vir jou sê, ek gaan dit heeltemal verander. Nie wat jy gedink het nie. I worship you, Lord Jesus. I worship you. I worship you. Marina, bly jy bid. Die Here hoor elke gebed van jou en hy vang my trane van jou op. Die gebed van 'n moeder kom 'n hele huis gesit tot bekering. Hou aan bid. Doen jy net wat jy doen. Hou op om jouself altyd daar agter te sit. Jy is kosbaar vir die Here. Ek loof Jesus, ek loof U. Ek loof en prys U, my God. Ek loof en prys U. Ek loof Jesus. Dan dat ek iemand kan sien.
Hierdie ding, dit was al ongehoorsaam waar ek op 'n plek het moes sê, so ek gaan dit nou sê. Ons almal weet van die sogenaamde krisis, ek weet nie meer wat waar en wat nie oor die watertekort. En so kyk ek na ons huis, en elke pot het water in, die bad het water in. En haar stigtelik maak ons vol en gaan koop en doen nie goed. En dit slaan my. Maak ons so gereed vir God se koms, vir Jesus se koms. En ek kyk ook in skaamte neer. En ek dink aan al die versies en ek wil net ons almal bemoedig en herinner. As ons nou stigtelik moet regmaak, moet ons regmaak vir sy koms. Dis swaar op my hart, soos pastoor ook vanoggend gesê, dis naby. En soos wat ons watertjies en alles reg het, is jou hart reg. Is jy reg vir jou bruidegom? Baie dankie. Dit is so die waarheid. Iemand het gesê, hulle gaan die water afsit. En elke bad is vol, en elke ding met 'n gat in het is vol, en dit. Maar die Here sê, kyk na die tekens. Die ure nie goed weet julle nie, maar kyk na die tekens. Maak ons so reg, glo ons so, dat ons reg maak. Ek weet nie hoeveel liters is dit, hoeveel liters is daai drom in my badkamer? 150 liter drom, staan tussen my toilet en die bad. En Chantal sê, ouma, hoe gaan ons hierdie ding vol kry? Ek sê, ouma is die ingenieur nie, maar vandag is sy. Sy die housepipe deur die venster. So hy is chock-en-blok vol tot bo, die bad het water in. Alles wat lyk op die gat het water in. Ek het selfs 2 emmers vir die kerk gekoop, een vir daar en een vir daar, ons daar gaan sit. Vir een keis, want nou weet ons glad nie wat gaan gebeur. Dan sê ons gaan hê, dan sê ons gaan nie. Maar dit wat jy nou sê, is vir God kosbaar. Ons glo die mens. Glo ons op. En nie die mens wat ons glo, lieg elke 2 weke. Maar ons glo. Ek is seker een sit in parlement, gou in sy neus, dink 'n plan uit en dan sê die ander approved. Grote genade, Here, help ons. Marlie? Ons mense nie. Die al mense vergeet, maar hulle vergeet God nie, maar ons vergeet van God. Dis so. Hierdie 2 tannies het Alzheimer's en hulle sing oor die Here. Hulle vergeet alles, maar hulle vergeet hulle God nie. Want hy sê, selfs in die gryse ouderdom sal ek met jou wees. Dankie Here daarvoor. Anders weet ek nie wat word van ons nie. Offerandes en tiende. Daai vers in Maleagi 3 vers 18 wat dis nie sommer net geskryf nie. Breek hom bietjie oop. Die Here sê vir die volk, julle beproef my. En hulle sê, waarin beproef jy? Waarin beproef ons nie? Hy antwoord hulle, hier is die antwoord van die Makie Puzzle, in offerande en tiendes. Kan jy iets in my hand sit as hy so lyk? Kan jy nou? Ons wil hê, maar ons wil nie gee nie. Tiendes is nie deur die pastore ingestel nie, sorry. As ek van tiendes moes lewe, was ek lank al in my maai. God sorg vir my. En hy doen dit deur offerandes en tiendes, ja, maar baie ander dinge. As die een ongehoorsaam is, gaan God iemand anders te gebruik. So dit werk. Tiendes en offerande is nie geld by jou te kry nie, dis om geld na jou toe te kry. Wanneer gaan mense dit besef? As ek jou offerande en tiende gesteel het, dan het ek hierdie jaar se Lexus gery. Ek gaan wag tot julle almal gery het dat ek kan ry. Want my steering trane maak so. Hoor julle wat ek sê?
Moenie jou offerande en jou tiendes vir die pastoor gee nie. Dit hoort nie daar nie, jy moet na die huis van die Here toe bring. Hoekom moet jy dit doen? Hy antwoord jou, sodat daar spys in die huis kan wees. Sodat wanneer iemand honger is en bel, dan kan ek sê, ons bring vir julle. Maar neem maar voor in jou eie hart, maak jou eie saak met God uit of jy dit wil doen. En ek pleit by jou, as jy 'n probleem daarmee het, moet dit nie ingooi nie, want te vergeefs doen jy dit. Gaan eet liewer by die spur. As jy nie met 'n oop, hy sê ek het 'n bly, moedige gewer lief. Nie iemand wat gaan ek nou doen nie? Het jy gesien hoe gooi party mense hulle offerande? Jy hoef nie te gee nie. Jy hoef my nie te glo nie. Maak die saak met God uit. Ek kan nie vir jou hierdie woord bring as myne nie heel eerste daar is nie. Ek gee nie offerande uit my netto uit nie, ek gee my bruto uit. Want dit help net om vir die Here gee nadat een keer my ladies voorsienies, heaven nou vat alles af is nie, nou moet die Here uit bietjie kry wat oorbly. Neem in jou eie hart voor, ek wil hê jy moet jou oor toemaak, voordat jy selfs 'n offering daarin sit, en vir die Here sê, dis vir U, Here, uit gehoorsaamheid. Ek gaan vir ons bid. Vader, ons sluit hierdie diens af vandag, met 'n gevoel van diepe dankbaarheid. Dankie heel eerstens, Here, dat U ons God is. Dankie dat U ons gesond hou, Here, 'n groot geskenk uit U hart uit. Spreuke 4 vers 20 sê, die woord van God is genesing vir ons liggame. Dankie, Here Jesus, dat hy elke persoon hier wat gehoorsaam is aan God sal seën, dat hy hulle ryklik sal seën, in die naam van Jesus Christus. Ek pleit die bloed van Jesus oor elkeen, waar ons gaan, waar ons voete neersit, en ons gee aan U lof en eer en aanbidding, en ons verklaar hierdie week, is 'n week uit die hand van God uit. Daai genesing, gees, siel of liggaam wat mense nodig het, proklameer ons vandag vir hierdie week, in Jesus naam. Amen. Julle kan maar